Welkom terug. Nou is dit daai deel van die program waar jy kan terugsit, saam lag en saam luister, want saam met ons is skrywer, vervaardiger en sanger Christian Baartman om bietjie te kom kuier met sy baard soos 'n kaptein. Saam lag. Ek sal dit vat. Ons kan saam huil, hoor. Ons kan. Ek wil net te begin om te sê baie dankie dat julle so vir my elke keer terugnooi. Al jaag ek aan. Hier is vir julle geskenkies. Net om dankie te sê. Christian. Dit is baie mooi, hoor. Baie, ek het seker 2 jaar gesukkel om hierdie spesifieke hoed in die hand te kry. So want ek hou baie van hoedens. Kyk hoe mooi lyk jy, hè? Dankie. So aan. Ek dra nie regtig hoedens nie, so dit is my baie vreemde gevoel, maar ek weet dis hoogmode. So Ek weet jy, dit gaan nou natuurlik na iemand anders te beweeg, maar Ja. dis die gebaar wat tel. Ja, absoluut. Dankie. Nee, maar vrouens moet ook hoedens dra. Ek voel ook so. In vandag se modes, hoedens en denims. So moet ons nou begin rokke dra. Nee, Kom ons praat nou maar nie oor daai tema nie. Jy kan as jy wil. Presies, ek vandag golf speel en ek gaan nou dra. So, jy sien. Nou hier's vir jou Ja, enetjie jy sien. wat jy nodig het. Hoorie Christian, Somerblom. Het jy geskryf vir 2 ander mense wat lief is vir mekaar. Ja. Maar dit het ook iets binne in jou sekerlik ontroer. Jy's mos maar 'n diep siel. Kyk, ja, nee, ek verdrink elke dag. Ek het 'n baie goeie vriend van my, François, wat nou gaan staan en trou het, omlangs. Hy het daai tipiese ding van, hy was maar 'n bietjie van 'n stoute seun gewees, jy weet. En toe ontmoet hy die dame, Analda, en hy verander toe heeltemal. Nou nie sy persoonlikheid nie, maar jy weet, ek sê altyd daar's potensiaal wat in 'n man wegkruip, wat net 'n vrou kan ontsluit. Jy weet, en dit was my so 'n perfekte voorbeeld daarvan gewees van ek weet hoe hy was voor haar en ek weet hoe hy nou is. En jy weet hoe sy potensieel net ontblom het. Sjoe. En sy het ook natuurlik gegroei, maar ek het nou nie so goed geken soos ek vir Frans geken het voor die tyd nie. En dit het my so geïnspireer dat ek toe nou Somerblom geskryf het en ek het hom toe nou vir Leon Grob gestuur net om vir my mooi te maak want hy is baie mooier, beter met die woorde as ek. Ek praat hom mooi so nou en dan. Maar hy praat hom altyd mooi. En ja, en dit was eintlik die basispunt daarvan is die idee dat ons is eintlik gemaak om saam te wees in 'n span. Hoe moeilik of maklik is dit vir jou om jou liedjie dan soos vir iemand soos Leon te stuur en te sê okay, skaaf daaraan. Is jy ooit soos bietjie of ons die heilig oor sekere dele wat jy nie wil hê iemand moet aanraak nie en dan sê hulle soos nee, daai werk nie. Hoe voel daai? Ja. Die hele idee agter dit is ek dink as jy 'n verhouding het met iemand, so ek en Leon kom al jare saam. Ek dink ek ken hom al 15 jaar as dit nie meer is nie. Weet sy vrou julle te verhouding? Ja, sy is wel bewus daarvan. En dit is ek dink die groot ding is net ek en hy het al soveel projekte saam gedoen dat ek weet as ek iets vir hom gee, dan kan ek hom 100% vertrou daarmee. Jy weet en dit is 'n baie belangrike ding om so 'n persoon in jou lewe te hê want ek is tipies ADHD, ek wil 'n ding net klaar maak. En hy kan dan ons noem dit editing. Hy kan dit vir my edit en mooi maak. En selfs van my kant af is ek vat soms ander mense se musiek want daar's 'n ou gesegde van Nashville af wat sê a hit is not written, a hit is rewritten. So ek skryf 'n ding en ek is emosioneel en dit is my pragtig en dan het ek nie die kapasiteit om daai ding noodwendig klaar te maak na waar hy moet gaan nie. Omdat jy dalk bietjie subjektief oor hom is, dis soos 'n kind, né? Exactly. Sting het mos gesê, my songs are like children and the more I sing them, I let them grow. Jy weet, so dit is letterlik soos ons kinders. So hierdie AI goeters, jy kan 'n AI song 'n myl ver hoor. Jy weet, maar jy kan hoor as iemand actually moeite en liefde in 'n lied ingesit het. En ja, so dis belangrik om iemand in jou lewe te hê wat kan net luister en objektief wees daaroor. En elke keer as ek iets uitsit wat ek self geskryf en ek's heilig oor, dan gebeur er niks. En elke keer as ek vir iemand sê, ag help my, dan gaan hy song groot. Ja. Dis net 'n ander perspektief wat iemand ooit vir jou gee oor daai liedjie wat ons so heilig oor voel. Maar is dit nie ook so in die lewe nie? Ja. Jy weet, as jy in 'n slegte verhouding is, sien al jou vriende dit en jy sien dit nie. Verstaan? Hoorie, maar jou skryfproses as jy moet begin, nê? Sê jy vir jouself, okay, luister, ek gaan nou sit en delf totdat ek 'n inspirasie kry en dan gaan ek skryf of wag jy totdat iets gebeur het en dan sê jy soos nota ek moet gaan skryf en dan wanneer jy tyd het dan skryf jy daaroor. Wag jy vir 'n inspirasie of gaan sit jy en hoe lank vat dit dan? Wissel dit? Ja. Ja. Dankie. Goed, volgende vraag. Maar ek sê altyd wanneer eet jy? As jy honger is of wanneer jy lus is? Sal met liedjies skryf. My beste liedjies kom in die stort. Ek sit in stort en ek dink en ek sing en as ek weer sien dan moet ek gou uitklim en my hand afvee en gou 'n voice note en dan stort ek gou klaar. En dan soms
sien ek iets en ek sê ja, hierdie is vir my belangrik, ek wil hier iets oor skryf. En dit hang alles af. Soos Huppel in my stap wat een van my grootste songs is, het ek binne 5 minute geskryf. Stof Regtig? het my 12 jaar gevat. Ja. En Stof is nou genomineer om by FHK 2026 sangmiddel te wees. Het ek gehoor, ek mag nie eintlik weet nie. So en Huppel in my stap was die een van die most played song op RSG vir die vorige dekade en hy het op die hoof van die ATKV het vir my kom sê dit is een van sy top songs gewees in sy lewe. En jy het hom in 5 minute En ek geskryf. het hom in 5 minute geskryf. So dit wissel 100% wat aangaan oor dit, maar albei van hulle het ek geëdit saam met iemand anders. Iemand anders het my gehelp om jou ook. So ek skryf 'n ding en ek weet die kern is belangrik. Hier is iets amazing wat as jy 'n besigheidsidee het, hoe gaan jy dit uitvoer? Jy het mense nodig wat jou help. Jy weet dit gebeur baie min dat jy 'n idee het en dit raak 'n sukses op jou eie. Jy het gewoonlik vennote nodig en mense nodig wat jou help om die ding te laat gebeur. Dieselfde met musiek. Christian, jy wat 'n onafhanklike kunstenaar is, moet 'n verskillende hoede dra. Verstaan, van skrywer Yes, tot jou mooi. eie promotor, verstaan, jy doen iets van alles. Hoe doen mense dit? Jy doen nie. Ek laat val die heeltyd die pap op die grond, die heeltyd. Ek het nou 'n dametjie wat my help met sosiale media. Dit het my lewe verander. Want dit is net een ding dat ek voor te dink nie, maar vat baie tyd. daar lê 5 e-mails in my e-mailbox. Ek het 'n admin dame wat so 3 keer 'n week my kom help, maar ek vergeet. Ek verloor gigs. Dit is so moeilik om dit alles alleen te doen. Ek meen ek is 'n video editor, ek's 'n music producer, ek's 'n mixer, ek's 'n liedjie-skrywer, ek is 'n sound engineer, ek's 'n bemarker, ek's 'n salesman, jy weet, so elke komponent, jy moet die hele tyd, soos jy sê, tussen die goeders in beweeg. En soms is jy hierdie ou, maar dan moet jy eintlik daai ou wees. En dan verloor jy groot goed. Ja. En ek is vas oortuig dit is waar die waarde van 'n platemaatskappy inkom. Jy weet, is om mense te help met daai fasette. So ek is gelukkig genoeg om by Vonk te wees. Hulle is my verspreider. Ek's nou nie by hulle kunstenaar nie, maar hulle help my baie met van die meer administratiewe komponente van die publieke perspektief af. Daai het ook baie van my bord af gevat. Maar ek kan vir jou nou sê as jy 'n jong kunstenaar is, ja, man, wees versigtig oor as 'n kontrak jy teken, maar om dit alleen te doen is moeilik, En daar's baie deure wat vir jou toe is as jy op jou eie is. Ek dink mense moet onthou dat daar is tog maatskappye wat 'n winsgrens moet hê en hulle het natuurlik 'n fees of 'n ding wat hulle het. En jy gaan nie daai fees inkom as jy nie by 'n naam is nie. So as jy 'n up and coming kunstenaar is, jy moet dalk maar oorweeg om by iemand te teken. Jy weet, moenie my pad vat nie. My pad is moeilik en is hard en daar's grys hare hier wat jy nie noodwendig nou sien nie want dit is onder 'n hoed. As gevolg van daai goed, jy weet. Ja, maar dit is goeie raad vir aspirant kunstenaars daar buite om die realiteit van kunstenaar wees in Suid-Afrika vandag te besef. Maar baie dankie dat jy dit doen ten spyte van die uitdagings en ons sien vreeslik uit na Somerblom wat jy nou vir ons gaan sing. Hoor, dankie dat jy kon kuier. Dankie dat julle my gehad het hier. Ja. Baie dankie. Tot dan, bly ingeskakel.